Vriende, ons gaan die woord saam oopmaak vandag en ons gaan saam lees in 1 Tessalonisense 3. 1 Tessalonisense 3 en ons gaan lees vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Hy sê, daarom toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly, en ons het Timotheus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur, om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruitgesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Maar nou dat Timotheus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou, en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle, deur julle geloof, want nou leef ons, as julle vas staan in die Here. Want watter dank kan ons God vergelde oor julle, vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien, en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Maar mag ons God en Vader self, en ons Here Jesus Christus, ons weg na julle toe rig, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar, en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, voor onsse God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy heiliges. Daarna lees ons uit die woord van die Here, en mag hy hierdie woord in ons harte kom seën. As ons kyk na hierdie gedeelte, is daar die eerste lyn van woorde vir my opmerklik, wanneer jy nie langer kan uithou nie. En ek wil so 'n bietjie met u praat oor wanneer 'n mens nie langer kan uithou nie. Nou, Paulus is nou by daardie plek waar ek en jy al baie keer was, waar jy voel jy kan nou net nie langer uithou nie. En die rede vir waarom ons baie keer nie langer kan uithou nie, is soms baie dinge, uiteenlopende dinge. En daarom wil ek vanmôre praat oor hierdie gedagte. Wanneer ons by die plek kom in ons lewe dat jy net voel, ek kan nie meer nie. Was jy al daar? Ek weet nie jongens, baie keer dalk net ek, want dit voel vir my ek kom nogal baie keer daar. Wanneer 'n mens voel jy's, hoe sê die Engelsman? Scraping the bottom of the barrel. En dan gebeur dit baie keer so dat jy op daardie laagste punt is en jy dink jy kan nie nog laer nie, en dan kom die Here en dan kom wys hy vir jou op watter laagte hy jou tog nog steeds deurdra. En nou kom vind Paulus hom by hierdie plek waar hy vir 'n ander rede dit voel, want hy kan nou nie meer uithou nie. Hy is besorgd oor 'n gemeente, oor 'n groepie mense, oor 'n klompie mense wat jong kinders van die Here is, wat 'n jong kudde is. En hy kan dit nie langer verdra om nie te weet hoe gaan dit daar nie. Hy kan dit nie langer verdra om te weet hoe lyk dit regtig diep in hulle harte nie, want hy weet van die omstandighede en hy weet van die verdrukkinge. En in hierdie plek van intense pastorale angs is hierdie man eintlik vasgevang, want hy is by 'n plek van onvermoë. Hy kan nie hierdie brug nou oorbrug nie, want daar is sekere limitasies, maar hy's besorgd, want die liefde van God dring hom. Hy word self verdruk, en hy weet soos wat hy verdruk word, word daardie mense verdruk. Hy word self gevang op 'n plek waar hy rondom hom kyk na die omstandighede, en die omstandighede is vir hom oorweldigend, want hy sien wat aan die gang is. En hy hoor hoe dat dit die norm geword het van die dag.
hoe dat baie van die gemeentes, baie van die kinders van die Here hierdie selfde ding van getuig. En hy kan nie verder uithou nie, want hy het hierdie kommer in sy siel oor hierdie mense wat druk beleef. En hy besef die erns van die aanvalle. En daarom het hy hierdie besorgdheid oor hierdie kinders van die Here. Vol van kommer oor jong kinders van die Here, wat hy weet nog nie al die toerusting het om hierdie dinge te verwerk nie, wat hy weet wat baie maklik vasgevang kan word in hierdie omstandighede, en hy is baie besorgd oor dit wat by hulle aan die gang is. En eintlik sê hy vir homself, ek kan nie meer nie, ek moet weet, ek moet uitvind, ek moet weet wat aan die gang is. Want hy is letterlik bekommerd, dat die werk wat hy daar ingesit het, dalk nutteloos kon wees. Hy is besorgd daaroor, dat het miskien te vergeefs kon wees. Hy is besorgd daaroor, dat die ou Satan het kom steel het, en die saad wat gesaai was, kon verwoes het. En nou kom hy by 'n plek waar hy vir Timoteus stuur. Hy stuur vir Timoteus om te gaan instaan toe hy nie daar kon wees nie. Hy stuur vir Timoteus om die plek te gaan volstaan toe hy nie daar kon uitkom nie. En soms is ons op hierdie plek oor geliefdes. Soos wat Paulus daar was oor mense vir wie hy lief was. Soms is ons by hierdie plek wat ons nie kan uithou nie, oor kinders, soos wat hierdie man besorgd was oor sy geestelike kinders en daar die angs beleef het. Soms voel ons ook so oor verantwoordelikhede, dalk oor ons roeping, dalk oor ons kerk, dalk oor baie dinge, voel ons hierdie angs. Dalk daar in die lewe waar al die verdrukking en die druk mag wees. Kom ons by hierdie plek wat jy dalk ook, net soos Paulus, nie kan uithou nie. Soms voel dit of ons nie kan uithou nie. Soms voel dit of dit net vir ons een te veel is. Soms deur buite-invloede, soms deur binne-invloede, soms deur ons eie toedoen. Maar dit is alles deel van dit wat gevoel word en beleef word. En nou kom Paulus met soveel bemoediging. En hy kom deel dinge wat vir jou en vir my van soveel waarde kan wees, wat ons in ons dag vir dag lewe kan toepas. Dinge wat vir hom gewerk het in hierdie omstandigheid, en wat vir jou en vir my so veel waarde kan hê. En die eerste een graag wil ek vir u wys daarin, en ons vind dit in vers 2 en vers 3, waar die woord vir ons baie mooi sê, en ons het Timoteus gestuur om julle te versterk, en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Nou hier is so 'n bietjie van 'n paradoks. Hy kom en hy maak nou voorsiening en hy doen sekere dinge om juis hierdie mense in hierdie omstandighede ten beste van sy vermoë te kan toerus en te kan help. Maar dan is daar die ander deel en hy kom gee eintlik vir hulle die slegte nuus. Dis hoe dit is. En ek wil graag met u praat oor hierdie eerste onderwerp. Dat wanneer jy by hierdie plek kom, moet jy voel dat daar's nou nie vir jou uitkoms nie. Wanneer jy kom by daardie plek wat jy voel, jy skraap na die onderkant van die drom. Wanneer dit nou vir jou voel, asof dinge net daardie een ding te veel is, as jy nie nog een enkele ding op jou skouers kan laai nie, dan moet jy fokus om by die regte plek te begin, om te doen wat jy nou moet doen. Nou kom Paulus by hierdie plek, en hy kan nou nie gaan nie, en hy kan nou niks doen van ver af nie, maar hy doen wat hy kan doen, en hy stuur vir Timoteus. Want hy kan Timoteus vertrou. Hy stuur vir Timoteus, want Timoteus is sy helpende hand. Hy stuur vir Timoteus, want Timoteus is gewillig om te gaan, en hy gebruik hom in hierdie situasie, om die doel te kan bedien, wat hy daarvoor het. Hy is maar net 'n hulp nie. Hy is 'n bemoediging. Hy is 'n ondersteuning. Maar nou kom hy op so 'n mooi manier, en hy stuur hierdie een, en hy kan hom self sekerlik indink aan enige ander een wat hy kan stuur nie, as hierdie een wat hy kan vertrou om te gaan, toe hy nie kon nie. En nou kom hy en hy deel 'n woord ook met hulle, 'n bemoedigende woord. En hy stuur hierdie man om daardie bemoedigende woord aan hulle te gaan oordra. Hy skryf 'n brief aan hulle, hy stuur hom vir hulle, hy stuur vir Timoteus, gaan deel met hulle. Maar in hierdie skrywe praat hy met hulle oor dat hierdie omstandighede, hierdie druk wat daar is, gaan ek nie vir jou oorlieg nie. Ek gaan nie vir jou lang storieetjies vertel en vir jou witbroodjies bak daaroor nie. Ek gaan vir jou sê soos dit is. Dis waartoe ons bestem is. En hoe kosbaar is dit nie, dat hy hierdie man Timoteus kan stuur, en nie hoef te wonder of Timoteus die gap gaan volstaan nie. Hoe mooi is dit nie om te sien hoe hy hierdie man Timoteus vertrou,
omdat hy gewillig is, omdat hy die vrug in sy lewe gesien het nie. En so stuur die Here vir ons baie maal 'n Timoteus in ons moeilike oomblikke. Hy stuur iemand wat hy kan vertrou op daardie oomblik toe ons dit nodig gehad het om ons te kom bemoedig, ons te kom versterk. God is die getroue een wat altyd iemand sal stuur, altyd iemand vir ons sal bring om ons te kom versterk in die oomblikke toe dit nodig is. Ja, al is dit jou en my lot. Al is daar hierdie druk van die lewe, al is daar hierdie omstandighede, al gebeur hierdie dinge rondom ons, is die Here altyd getrou om 'n man te stuur. Dit was nooit Paulus wat vir Timoteus gestuur het nie. Dit was God wat dit beskik het om 'n Timoteus te stuur in die oomblik toe dit saak gemaak het. Hy doen dit vir die doel dat hierdie mense nie verder verontrus sal word nie. Hy doen dit vir die doel dat hulle sal besef dis hoe dit is en in die midde van dit hoe dit is, sal God ons dra. Hy sal ons ondersteun. Hulle is nie geontsê van hierdie verdrukkinge nie. Hulle is nie vry van die node van die lewe nie. Hulle is nie los van die dinge wat ons kan skaad in die lewe nie, maar te midde van dit alles waardeur hulle gaan, te midde van die gange van die lewe, wat soms so oorweldigend kan wees, stuur die Here hierdie man, sodat hierdie gemeente en hierdie mense in hulle persoonlike lewe nie verder verontrus sal wees onnodiglik nie. En hoe mooi is dit nie? Die Here het vir ons ook so iemand gestuur, genaamd die Heilige Gees. En hy is gestuur met hierdie een enkele doel, om jou en my te kom bemoedig, om jou en my te kom ondersteun. Hy het die Heilige Gees gestuur om jou en my te kom vertroos, sodat ons nie ontstem sal word deur die lewe nie, sodat ons nie meer gesleur sal word deur die lewe nie, maar hy het om vir ons gestuur, sodat ons bemoedig sal word, en versterk sal word, en bekragtig sal word. Hy het iemand gestuur, wat instaan, terwyl hy vir jou en vir my 'n plek berei. En hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons as kinders van die Here gaan deur die gange van die lewe. Ons gaan deur die druktes van die lewe. En daar's een in die hemel wat altyd gereed staan om te doen wat nodig is. En daarom sê dit vir ons beter dat hy moet gaan, sodat hy een van ons kan stuur om ons te ondersteun. Maar nou kom ek en jy in hierdie druktes van die lewe, baie maal vir redes wat ons nie eens kan noem nie. Baie maal buite ons beheer, baie maal op maniere wat ons nie van mense kan beskryf nie. En ons land in hierdie plek, dan het ons die trooster, maar ons moet doen wat ons moet doen. En ons moet die Gees van God vertrou om ons te kom opwek, om te doen wat ons kan doen. Want ongelukkig, vriende, is die slegte nuus vandag. Ek en jy is bestem tot verdrukkinge. Waarom? Want die ou bose is vir ons boos, hy is vir ons kwaad, en hy sal enigiets doen om ons aan te val, en hy sal aanhou tot einde van daartoe, want hy weet sy tyd is kort, en hy doen soveel moeite. Daar's nie 'n leier op sy kop nie, daar's nie 'n banger op sy kop nie, maar daar's verseker is daar vandag planne om mense wat kinders van God is, te kan verdruk, aanhoudend, oor en oor die heeltyd. En daarom wanneer ons deur die gange van die lewe gaan, het ons nodig om hierdie kosbare herinnering in ons harte te bære. Dat te midde van God wat vir ons iemand stuur, moet ek en jy doen wat nodig is. Dit wat ons hand vind om te doen, dit moet ons doen. Dit wat vorendag is, dit wat voor ons staan, dit wat ons nou kan hanteer, moet ons nou hanteer. En dit wat ons nie kan hanteer nie, moet ons vir die Here los. Want ons weet die versoeker is ons vyand. En as hy iemand vandag moet kies om te versoek, dan gaan hy verseker nie die goddelose versoek nie, maar hy gaan die kinders van die Here versoek. Want die doel van hierdie versoekinge is altyd maar altyd om ons te laat sondig, altyd om ons te laat struikel. En daarom moet ons sê, Here, help ons, rus ons toe, sodat ons by daardie plek sal wees, om maar net vandag in die midde van hierdie verdrukkinge te doen wat ons vandag kan doen. En hoe kosbaar is dit nie? Want daar is altyd iets om te doen. Al is dit wat ek en jy moet doen om op ons knieë te gaan. Al is dit wat ek en jy moet doen om te wag op die Here. Al is dit wat ek en jy moet doen om stil te word voor die Here. Al is dit wat ek en jy moet doen om te buig voor die Here, om God se aangesig te soek. Wanneer ons by hierdie plek in die lewe kom, is daar altyd iets om te doen. Ja, dis nie altyd iets wat ons graag wil doen nie. Dis nie altyd die lekkerste ding om te doen nie, maar is altyd iets vir jou en vir my om te kan doen. En moet ons altyd gewillig wees en sê, Here, hier is ek. Om te doen wat U wil hê ek moet doen. Soos Paulus nie meer kon uithou nie, kom ons baie keer by hierdie plek. En dit is die wonderlike wete, dat as ons doen wat ons moet doen, dit wat die Here in ons hart kom werk om te doen, dit wat die Here in ons kom opwek om te begin doen, dit wat die Here vir ons die volgende voor oog kom stel, om te hanteer, dan sal hy ons toerus vir daardie werk,
want daarom het ons die Gees van God gekry, wat hy vir ons gestuur het, juis vir daardie doel. Dit is waartoe ons bestem is. En ons hoef nie vir mekaar te lieg daaroor nie. Dis waarom het vir ons beter is om die Gees van God met ons te hê, te midde van die druktes van die lewe. Maar die tweede wat ek graag vir u wil wys, vind ons in ons geleesde gedeelte in vers 5. Hy sê ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. So die tweede ding waaroor hierdie man by hierdie plek was, is hierdie mense, is daar soveel werk ingeploeg. Daar's soveel wat reeds gedoen was en ingebou was. Daar's soveel moeite reeds gedoen vir hierdie mense, wat vasgevang was in sonde, en nou het hy hierdie angs in sy hart, dat hierdie werk dalk te vergeefs kon wees. En nou dink 'n mens, dis 'n negatiewe ding, vriende, maar dis seker die kosbaarste van kosbaarhede, is om by 'n plek in jou lewe te kom, wanneer jy voel dat jy net nie meer kan nie, om altyd terug te kom na hierdie plekkie toe, en seker te maak dat, wat is te vergeefs, en wat is van waarde. En dis 'n verantwoordelikheid wat ons voor die Here het, dis 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor onsself het, om altyd hierdie weegskaal in ons lewens daar te hê, want tyd word minder. En as ons besig is met dinge wat te vergeefs is, en as ons lewe vol is van dinge wat te vergeefs is, dan gaan ons baie vinnig by 'n plek kom, dat ons lewens dol leeg is, en daar's niks wat oor is nie, en niks wat van waarde is nie. En daarom het ons die verantwoordelikheid, om soos Paulus by die plek te kom, om hierdie toets vir onsself te stel. Hy is beangs, dat die werk wat gedoen was, dalk skade kon ly. Hy is oorweldig deur die gedagte, dat hierdie mense geestelike skibreek kon ly. Hy is besorgd oor 'n kudde, oor 'n groepie mense, oor geliefdes van hom. En hy wou dit vermy, dat dit nie so alles afkom op die plek, dat dit maar net te vergeefs was nie. So dit was nie maar net bloot nuuskierigheid nie. Dit was nie maar net 'n gedagte van, ag kom ons kyk maar, sodat ons weet, het ons tyd gemors, of het ons nie ons tyd gemors nie. Nee, hy is besorgd, dat het juist nie daar moet opeindig nie. Hy moes weet hoe die duiwel besig is om te werk. Hy moes weet waarmee die bose besig was om te funksioneer. Hy moes weet wat aan die gang was in hierdie kudde, in hierdie geliefdes. Want wat sê die gesegde, as jy nie meet nie, gaan jy nie weet nie. En so moet ons in ons eie lewens, wanneer ons by hierdie plek kom, dat dit vir ons voel, ons kan nie meer nie. Wanneer dit vir ons voel, ons is nou by die laagste van die laagste, moet ons by hierdie toets uitkom, om seker te maak, wat was te vergeefs, en wat was van waarde. Wat van dit waarmee ek besig is, het geen waarde nie, en wat van dit waarmee ek besig is kosbaar in die oë van die Here. Want as ek nie hierdie toets gaan doen nie, dan gaan ek die toets dop, en dan gaan ek leë hande voor die Here staan. En wat kan staande bly voor die Here? Is die mees belangrikste vraag wat jy jouself kan vra. In jou besigheid, het jy nodig om hierdie toets vir jouself te doen. In jou huis, in jou liggaam, in jou gesondheid, in jou huwelik, in jou kinderopvoeding, in jou ou dag, in jou investerings, in jou beleggings, in elke deel van wat jy is, het jy nodig om hierdie toets vir jouself te doen. Wat is daar in my lewe wat te vergeefs is? En wat is daar wat van waarde is? Want as jy hierdie toets nie gaan doen nie, dan gaan jy baie moontlik op 'n plek kom om ontnigter te word. En die oomblik toe jy nie gedink het dit moontlik kan wees nie. Want hoeveel mense werk vir 'n leeftyd lank en dan kom hulle by pensioen en dan kom hulle agter, maar daar's niks, daar's nie genoeg nie. Hoeveel mense kom by daardie ouderdom van die lewe en het lekker geleef en dan kom jy op 'n plek waar ewe skielik is jou gesondheid nie wat dit moet wees nie en jy kom agter, dit was alles te vergeefs. En daarom is dit kosbaar hoe dat die Here dit kom werk in 'n oomblik om hierdie toets te doen by die oomblikke wanneer 'n mens besef ek kan nie meer nie. Weet jy wat baie keer die fout? Ons help baie keer verkeerde kante oor. Ons maak die grootste fout van ons leeftyd en die dinge wat te vergeefs is vir ons baie keer baie meer gewig. Die dinge wat te vergeefs is vir ons baie keer meer belangrik. Die dinge wat te vergeefs is vir ons baie keer meer waarde as dit wat regtig van waarde is. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help vir ons en wys vir ons. Dat ons wanneer ons by hierdie oomblik in die lewe kom, wat ons voel, ons kan nie meer nie, ons het nie meer nie, ons kan nie meer uithou nie, Here, dat ons maar net sal eerlik wees met onsself, oor wat te vergeefs,
en wat's van waarde. Die derde wat ek graag vir julle wil uitwys, vind ons in vers 7, waar die woord sê, is ons in al ons verdrukkinge en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Paulus kom praat oor hierdie gedagte, dat hierdie mense is vertroos, en soos wat hy ook vertroos is, en dat hy sy vertroosting vind in dit wat saak maak. Hy vind sy troos nie in die duitjies en die daadjies van die lewe nie, hy vind sy troos in dit wat van waarde is. Hy kon vertroosting vind in baie dinge. En daar's baie wat in sy lewe aan die gang was, wat vir hom tot troos kon wees. Daar's baie dinge waarmee hy homself kon besig hou, wat hom kon bemoedig, wat hom kon opbou. Hy kon vergeet van 'n gemeente en fokus op 'n ander gemeente. Hy kon vergeet van 'n roeping en fokus op 'n ander deel van die roeping. Hy kon so maklik 'n ander klem op 'n ander fokus hê. Maar min dinge van dit wat hy vir homself moes oorweeg, het soveel saak gemaak, soos wat hierdie een saak gemaak het. As hy troos gevind, dat die Here wat in hulle kom werk het, die werk sal klaarmaak. Hy troos kom vind daarin, dat die Here wat getrou is, in hulle lewe net so betrokke is, soos wat hy in sy lewe betrokke is. En as ek dink aan Paulus se lewe, dan is ek dankbaar vir 'n man, wat vertroosting gevind het, in dit wat regtig saak maak. Ons lees in daardie vers, lees ons die woord so baie mooi. Hy sê, is ons in al ons verdrukkinge en nood vertroos oor julle deur julle geloof. Hy word vertroos omdat hy sien die geloof werk in hulle harte uit. Hy word vertroos omdat hy sien dat God is met hulle steeds besig. Hy is vertroos want hy het dit al gesmaak in sy eie lewe en hy het dit gesien uitwerk in sy lewe. En nou is hy opgewonde want hy sien dit werk in hulle lewe uit. En dit bied vir hom troos, dit bied vir hom inspirasie. Hy kon troos vind in mensewoorde. Hy kon troos vind in prinse op wie hy kon vertrou. Hy kon vashou aan die vleeslike dinge van die lewe. Hy kon vashou aan menslike suksesse en hy sou teleurgesteld gewees het elke liewe keer. Maar hy kon vind nie sy troos by enigiets anders as by die werk van die Here nie. Hy kon vind sy troos in die betrokkenheid van die Here. Hy kon vind sy troos in God is steeds besig. Hy kon vind sy troos in die liefde wat God kom werk het. En hierdie geloof wat die Here kom werk het. En hoe mooi is dit nie, vriende? Want hy vind troos in die getrouheid van die Here. En as ek en jy by hierdie plek in ons lewe kom, wat dit vir ons voel, maar ek kan nie meer nie, ek het nie meer antwoorde nie, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, kan ons troos vind in die getrouheid van die Here, want God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou. As droefheid te veel is, en laste te veel is, sal hy my nooit ooit een kant skuif nie. Hy vind troos in die woorde wat leer dat elkeen wat God liefhet, vir hulle sal alles ten goeie meewerk. En ek en jy kan vertroos word deur die woord van die Here, wat vir ons lewendig is en wat vir ons kragtig is. Daardie woord wat vir ons ondersteun in ons oomblikke van swakheid. Jy sien, geloof het uitgewerk in Paulus se lewe en daarom kon hy dit sien toe dit begin uitwerk in jong kinders van die Here se lewe. En dit was vir hom 'n troos. God is steeds besig. Weet jy, in die bediening is dit nogal een ding wat my so tref. Dis my troos. Om te sien hoe God steeds werk, in my ook. Hy kon getroos word deur mosterdsaad geloof. Daardie autentieke, waardevolle, potensiële geloof. Nie omdat iemand sulke volmaakte geloof het God sulke groot dinge gedoen nie. Nee, daardie ou klein bietjie ware Jakob geloof het God gebruik en groot dinge mee gedoen. Daarom kon hy getroos word, want hy het dit gesien werk in mense lewens. En ek en jy het 'n wolk van getuies van mense wat hierdie paadjie geloop het. Mense wat vir jare lank hierdie weg gevolg het en ons kan getroos word omdat ons God se goedheid kan duidelik raak sien, omdat ons kan sien hoe dat die Here steeds werk, omdat ons kan sien hoe die Here steeds besig is. En daarin kan ons vertroos word. En moet ons vertroos word in dit alles. Jy sien, jy kan jou troos vind in jou stokperdjies. Party mense vind hulle troos in die winkels. Ander ouens vind hulle troos in 'n bottel. Ander ouens vind hulle troos in 'n boek. Waarin vind jy jou troos vandag? Jy kan soos Paulus jou vertroosting vind in dit wat saak maak. Of jy kan troos vind in die tydelike dinge wat net vir 'n kort tydjie gaan hou.
Maar soos Paulus kan ons sê, Here, dankie vir die versterking, want ek vind troos daarin. Dankie vir die bemoediging, want ek vind troos daarin. Dankie vir u woord, want ek vind troos daarin. Dankie vir u krag, want ek vind troos daarin. Dankie vir u waarheid, want ek vind troos daarin. En daarom kan ons kies om te lewe, want ons vind troos in die Here. Die volgende ding wat ek raak sien van wat hier gebeur is, in vers 9 sê die woord van die Here, want watter dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap. Paulus sê hierso, hy is dankbaar teenoor die Here, maar hy voel hy kan nooit genoeg dankbaarheid voor die Here hê, vir dit wat die Here kom doen het nie, maar hy is dankbaar, want God het blydskap kom werk in 'n gemeente, in 'n kudde, in 'n groepie mense, wat eintlik voel, maar dis op die einde. Het hy hierdie blydskap in hulle kom werk, en hy is dankbaar vir wat God kom doen het in hierdie mense. En daarom moet ek en jy let op hierdie een saak, om altyd dankbaar te wees. Jy sien, want baie keer kom ons by daardie scraping the barrel gedeelte, the bottom of the barrel gedeelte, en dan is ons alles behalwe dankbaar. Kyk, ons is besorgd, ons is onderste bo, ons wil planne maak, ons wil dinge bestuur, ons wil 'n ding opruit, ons wil een of ander iets met ons in plek kry, maak nie saak wat dit is nie, solank ons net iets doen, en ons kan dit alles mis, want om in daardie plek te wees, beteken dan baie keer net, dat daar geen verdere tree is, behalwe om goed te laat nie. En as jy daar kom, dan moet jy die Here dankbaar wees. Want die beste tree wat jy kan gee, is die tree wat God vir jou gee om te gee. Paulus se hart is dankbaar in die Here. Sy ingesteldheid is om deurgangs dankbaar voor God te wees, vir elke stukkie van wat hierdie gemeente is. Hy sê hoeveel keer, hy dank die Here as hy vir hulle bid, oor waar God mee besig is. Hy dank die Here as hy hoor van hulle getuienis. Hy dank die Here vir soveel dinge, wat God vir hulle kom doen. Oor en oor deur die Nuwe Testament, vind ons hoe hierdie man in dankbaarheid, die heeltyd, die bottom of the barrel skraap. En hy is tevrede daarmee, om maar net dankbaar te wees vir die werk van die Here. Om maar net dankbaar te wees vir die hand van die Here, want elke asem wat jy haal, is genade van God af. Om dankbaar te wees vir elke stukkie seën uit die hand van die Here uit, wat ons baie maal maar net so as vanselfsprekend aanvaar. Ek dink daar is soveel om voor dankbaar te wees, wat ons baie keer as vanselfsprekend aanvaar. Dit is my opmerklik, dat mense, wat maar net oor die algemeen, hulle self herinner aan dankbare wees, is baie keer dankbaar oor klein dingetjies. En om dankbaar te wees, is iets wat waarde toevoeg tot jou lewe. Dankbaarheid help my om mooi te oorweeg waarheen ek wil gaan. Dankbaarheid help my om mooi te oorweeg wat is vir my belangrik. Dankbaarheid help my om mooi te oorweeg wat is van waarde. Dit praat van 'n hart van waardering. Daarom moet ons dankbaar wees voor die Here, want selfs al voel dit vir jou jy's by die laaste tree, dank die Here, want die volgende tree is syne, nie myne nie. Paulus is eintlik so bewus van sy woorde van dankbaarheid, wat ver te kort skiet. Hy is bewus van dit wat nooit proporsie kan wees van wat nodig is nie. En ek dink nogal as ons dankbaarheid dalk dit sal wees wat Paulus in was, al skiet dit ver te kort, dan mag die Here dalk baie meer deur ons kan bereik en kan doen. Wat 'n dank kan ek en jy vandag voor die Here vergelde? Wat 'n woord van dank kan ons vir die Here noem? Baie keer sê ons mekaar, maar ons kan nie bid nie, ons het nie woorde om te bid nie. Kan ons nie eens dankie sê vir die bietjie genade wat ek nog het nie? En ons kyk baie maal na die bietjie genade, en ons is so ondankbaar vir die bietjie genade, maar is nooit nie genoeg nie. Kan ons dalk die Here dankbaar wees vir elke geleentheid, waarin ons steeds God kan eer. Dit het my so getref. Wat 'n dank kan ek vandag aan die Here betuig, vir elke stukkie genade in my lewe. En vriende, ek het baie foute. Ek het net in die week het ek op 'n stadium by die besef gekom, terwyl ek besig is met die boodskap. Daar is soveel om voor dankbaar te wees, waarvoor ons baie maal ondankbaar is. Want is nie my wy nie.
Ons kan so ondankbaar wees oor die hand van die Here. Ons kan so ontevrede wees oor die manier wat hy dit doen. So dankbaar is ek en jy vandag oor die stukkende geete rondom jou huis. Want dit beteken jy het nog 'n dak oor jou kop. Hoe dankbaar is ek en jy nog oor die voertuig wat nie 'n vol tank petrol of diesel het nie, want jy het nog 'n voertuig. Hoe dankbaar is ek en jy nog oor die werk wat vir ons so moeisaam en moeilik mag wees, want jy het nog 'n werk. Hoe ondankbaar is ons baie maal wanneer ons nie heeltemal gesond is nie, maar ons het nog lewe in ons. Is dit nie maar net 'n simptoom van harte wat nie meer opmerklik is vir die hand van die Here nie? As hy oom wat op 'n stadium gepraat het, dan het hy gesê, your test is your testimony, and your mess is your message. En dis net die enigste deel van die boodskap wat ek iets uitgevat het. Want as jy jou testimony vat, dan is daar 'n tweede deel van daai woord, en hy het nou nooit gesê nie, maar dit het my so getref. Want dit is net 'n test, as ek nie oormou nie. En as ek nie oormou nie, dan kan jy dit dalk gebruik. Dit het my so getref as ek dink daaraan. Volgende sien ons, hierdie man Paulus was biddend gewees. Vers 10 sê, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid, om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan die gang is in julle lewens, die werk wat gedoen is. Maar ek sien hierdie man kom in dit alles, en hy vertrou God vir sy wil. En wanneer ek en jy by daardie deel van die lewe kom, wat ons nie meer uitkom sien nie, wat ons nie meer 'n pad vorentoe sien nie, wat ons nie meer nog 'n tree vorentoe sien nie, kan ons steeds God vertrou vir sy wil. Wanneer ons onseker is oor die rigting waarin ons moet gaan, wanneer ons onseker is oor wat bereik moet word en wat gedoen moet word, kan ons God in gebed vertrou vir sy wil. Dis een gebed wat jy altyd kan bid, sonder om te wonder of dit God se wil is, want jy bid vir God se wil. En nou bid Paulus juis vir die uitvoer van God se wil. Hy bid die Here vir die geleentheid om by hierdie mense die werk te gaan volbring. Hy bid vir die voorsiening van die Here om hierdie werk te gaan uitvoer en te gaan deurvoer. Hy bid vir die rigting, dat God die weg sal kom wys om by daardie plek uit te kom wat God se doel en God se plan en God se wil bereik kan word. En die hart van die saak is, Paulus weet sonder gebed is dit alles nutteloos. Daardie een deeltjie van wat ons baie maal sukkel as gemeente om by uit te kom. Gebed. Om voor God te buig. Om vir mekaar in te tree. Om vir mekaar daar te wees. Om vir mekaar te bid. Bly baie maal so ver agter. Hier kom hierdie man en hy vertrou juis vir dit. Dat die Here sal werk. En dat God se wil sal geskied. Ja, baie maal het ons nie antwoorde oor wat die volgende gebed moet wees nie. Want as ons iets anders moet bid, gaan ons heel waarskynlik my wil bid. Maar hoe mooi is dit nie dat hierdie man fokus op God se wil. Sien jy die hart van gebed in hierdie man se lewe? So moet ek en jy stille oomblikke hê voor die Here. Waar ons God maar net vertrou, al sit ons in die dal van doodskade weer. Al sit ons by die plek wat ons nie meer weet wat er kan toe nie. Al het ons nie meer 'n antwoord vir die lewe vorentoe nie. Al weet ons nie waar kom die volgende bord kos vandaan nie. Al weet ons nie waar kom die volgende salarisstrokie vandaan nie. Al weet ons nie waar kom die volgende sonskyn vandaan nie. Kan ons die Here vertrou vir sy wil. En hy het hierdie waarheid geken. En daarom kon hy dit bid. So wat beter kan jy vandag bid vir jou huis as die wil van die Here? Wat beter kan jy vandag bid vir jou gesondheid as die wil van die Here, vir jou werk as die wil van die Here? Wat beter kan jy vandag bid vir die kerk as die wil van die Here? Ek moes die Here oor baie jare en ook die laaste tyd baie vertrou vir sy wil in my lewe. Hoe wonderlik is dit nie dat ons daardie voorreg steeds het. Om wanneer ons nie meer woorde het nie, maar net God te vertrou vir sy wil. 1 Tessalonisense 3 vers 11 sê vir ons baie mooi. Maar mag onze God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig. So hy bid nie net die Here vir sy wil nie, maar hy vertrou die Here vir sy weg. Hy vertrou God dat hy sy weg vir hom sal rig. En hoe mooi is dit nie dat hierdie man God daarvoor vertrou nie. Hy wat juist besig is met hierdie roeping en hy kan so sy vooropgestelde idee wat hierdie weg moet wees, maar nou kom hy en hy vertrou God opnuut
vir die weg wat nodig is. En hy kon vir baie lank sukkel hiermee, maar hy kies om sy weg in die hand van die Here oor te gee. Hy weet wat hy wil, maar hy bid dat die Here sy weg vir hom sal kom rig. Hy weet wat hy soek, maar hy kom bid dat die Here vir hom die weg sal kom wys. Hy onderwerp hom aan die weg van die Here. En so behoort ek en jy dit ook te doen. Wanneer ons nie meer antwoorde het op die lewe nie, dan kyk ons baie maal en dan soek ons die weg van die Here, maar ons moet van dag 1 af die weg van God in ons lewens soek. Want baie maal eindig ons by daardie plekkie op wanneer nie nog 'n tree is nie, juis omdat ons nie God se weg gesoek het nie. En dan moet ons vir die Here sê, Here, help ons asseblief. Want ek is besig om 'n pad te volg wat 'n dooie einde het. En dan vers 12 sê vir my hierdie woorde, hy sê, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. En dan gaan vir my oor hierdie gedagte dat Paulus vertrou die Here, dat hy dit wat nodig is, in die hart sal kom uitstort. Hy bid vir hierdie klomp mense, dat die Here sy liefde in hulle hart sal kom uitstort. Hy bid vir hierdie mense, dat die Here dit wat nodig is in hulle harte sal kom uitstort. En wat 'n mooi gebed om dit vir mekaar te bid. Here, sit dit wat nodig is in daardie hart. Here, kom sit wat nodig is in my hart, Here, sodat ek kan wees waar U wil ek moet wees. Doen wat U wil ek moet doen, wanneer U wil ek moet doen, Here. Paulus kom vertrou die Here vir hierdie werk. Dat God in harte sal doen wat God in harte moet doen. En so behoort ek en jy die Here daarvoor te vertrou. Nou vertrou hy die Here vir hierdie liefde wat in harte uitgestort moet wees. Want 'n gemeente sonder liefde is 'n klinkende metaal en 'n lydensabel. Nee, kom ons vat dit weg van die gemeente af. 'n Individu, Johan Grobler, sonder die liefde is 'n klinkende metaal en 'n lydensabel. En nou kom hy en hy kom bid, Here, stort U liefde in die harte uit. Want hoe kan ons sê ons gee vir mekaar om as die liefde van God nie in ons harte heers nie? Hoe kan ons sê ons bedien mekaar as die liefde van God ons nie dring nie? En soms, vriende, is dit nie altyd iets waarvan ons hou nie. Want soms dring die liefde van God ons om mekaar se voete te was. Soms dring die liefde van God ons om mekaar te omhels. Soms dring die liefde van ons om mekaar te bedien. Soms dring die liefde van God ons om mekaar te vergeef. En dan sukkel ons daarmee. Maar hy kom vertrou God hier vir meer oorvloedige liefde. Vir mekaar, vir die saak, vir die eer van God. En hoe bemoedigend is dit nie? Dat ons altyd God kan vertrou om in harte te kom uitstort dit wat nodig is. So wil jy nie vandag die Here vertrou om dit in jou hart te kom plaas wat nodig is nie. En dan die laaste een wat vir my uitgestaan het is in vers 13. In vers 13 gebruik hy hierdie woord. Hy sê sodat hulle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid. So nou kom Paulus en hy vertrou God dat hy hierdie mense se harte nie net sal kom volmaak met iets baie spesifiek nie, maar dat hulle versterk sal word. Hy bid vir krag. Nou weet ons al, mense bid baie versigtig vir krag want iemand mag dalk seer kry. Maar nou bid hy dat die Here sal kom krag gee, sal kom sterk maak in hulle harte en hy kom vertrou God vir daardie krag en instaatstelling. Maar nie krag in jou en my raamwerk nie, krag vir 'n onberispelike lewe, krag vir 'n heilige lewe. Jy sien wanneer 'n mens by hierdie laaste tree van die lewe kom, wanneer jy by die laaste opsie van die lewe kom, wanneer jy by hierdie laaste geleentheid kom, waarin jy iets kan doen of iets kan bereik, dan het ons baie keer krag nodig. Maar die krag wat ons nodig het, is alles behalwe wat die wêreld se krag is. Want ons het krag nodig vir 'n onberispelike en 'n rein lewe. So wanneer jy voel, jy skryp die bottom of the barrel, wanneer dit vir jou voel, daar is nie vir jou meer uitkoms nie, dan is die krag wat jy nodig het, nie in 'n gym beskikbaar nie. Dan is die krag wat jy nodig het, nie in oefening beskikbaar nie. Dan is die krag wat jy nodig het, beskikbaar wanneer jy God vertrou, om jou te kom toerus om onberispelik te kan leef. Dit beteken dis nie moontlik om jou te berisp nie. En rein. As Paulus se hart dit vir 'n klomp jong Christene was, hoeveel te meer nie vir jou en vir my nie. Dat God ons kan kom toerus vir die werk wat gedoen moet word.
En al voel dit vir ons asof ons daar by 'n plek gekom het waar ons nie meer kan uithou nie. Dan kan ons die Here vertrou. Dat hy daardie werk wat hy in ons begin het, sal voortsit. En ons kan dit doen wat binne ons bereik is, omdat ons vertrou in die Here alleen is. Ons kan seker wees dat die werk wat hy in ons lewens begin het, nie te vergeefs is nie. En ons kan seker maak dat ons daar die weegskaal in ons lewens vir onsself daar stel. Want God sal altyd een stuur, soos wat hy die Heilige Gees reeds vir ons gestuur het. Ja, ons kan troos vind, as ons die Here vertrou, in hierdie swaar tye van die lewe, en ons troos vind in dit wat regtig saak maak. Ons kan dankbaar wees, want al is ons laaste tree, is dit deur God se instaatstelling. Ons kan bidend wees in die plek waar ons onsself vind, omdat ons die wil van God vir onsself kan bid. En ons kan hom toelaat, om ons weg vir ons te kom wys. Ons kom toelaat, om sy liefde te kom uitstort in ons harte. Ons kom toelaat, om ons harte te kom sterk maak, vir 'n rein en onberispelike lewe. Nog nooit, nog nêrens het ons genoem dat ons uit hierdie verdrukkinge uitgehaal sal word nie, want die slegte nuus is ons is verdrukking daartoe bestem. Maar wanneer dit kom, is daar 'n hemel vol van antwoorde, waarvoor ons God voor kan vertrou. En die kan ons daardeur bemoedig word, want hy bly die getroue. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir iemand soos Paulus, wat by 'n plek gekom het in sy lewe, wat hy nie enige uitkoms gesien het vir 'n gemeente nie. Vir geliefdes, vir 'n kudde, vir sy geestelike kinders, Here. En baie maal kom ons by hierdie plek, dat ons nie weet watter kant toe nie. En dankie dat ons in hierdie môre 'n bemoediging kan neem uit die hart uit, as ons let op die voorbeeld van Paulus. Here, help ons asseblief, om herinner te word aan hierdie gedagtes. Om dit diep in ons harte te bære, Here, sodat ons teen U nie sal sondig nie. Dat ons getrou gevind sal word, om U te vertrou vir die pad wat voor lê. Ja, Here, al is dit net nog een tree, al is dit net nog een geleentheid, al is dit net nog een kans, Here, dat ons onsself sal kom ondergeskik stel, aan U weg, aan U wil, aan U instaatstelling. En ja, Here, ons het nog nie gearriveer nie. En soms land ons by die plek wat ons voel daar's geen uitkoms nie. Dankie dat U een gestuur het, om voor ons uit te trek, om vir ons die pad gelyk te maak, om ons toe te rus vir die verdrukkinge van die lewe. Ons eer U en ons aanbid U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en gaan ons 'n lied saam sing om die diens mee af te sluit.
seën van die Here gaan, sy wonderlike vrede. Kom drink 'n koppie koffie na die tyd saam met ons en kom ons geniet die môre verder so saam. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God met u elkeen wees. Amen.